allemaal? Ja, mijn horloge is reg op daai. Allemaal voel welkom, prys die Here man. As die reën kom, dan weet ons die blomme kom. Halleluja. Ja, nee, ons worry nou meer. Nee, want die petrolprys kan klim. As die reën kom, is alles reg. Ja, nee, ek verstaan nie, diamantpryse is bietjie af, waar is die diamant manne? Daarom jammer, ek het nog gedag, ek by hierdie man. Voel welkom. Dit is vir ons 'n wonderlike dag, wat die Here vir ons spesiaal gemaak het. Die feit dat ons vanmôre hier kan sit, is guns uit God se hand. Regtig guns. Ek sien, joh, hier is van die besighede wat, ek praat nou nie van ons eetplekkies, dit is roomskeeptyd. Maar ek dink daarom hier van die besighede wat kon toegewees het vandag, om mense 'n geleentheid te gee om in die huis van die Here te kom. Regtig, Josef, regtig mense. Ons gaan mense ook meer tyd om saam met God te wees. So, dat ek nou maar weer jou vark in die verhaal. Ek hou mos van 'n vark en ek vreet mos vark. So dit maak nie saak. Want ek kry die snoekie, dis hoekom. Ek sien nou, weet ek nie waar om te kyk, want dit skuldig gesit net so om. Maar soos vir al die goed daar by ons in die Boland is. Nee, julle is geduur. Amen. Okay, ons het Sondagoggend 10:00, dit is weer 'n lekker diens. En dan, van volgende week, ons weet elkeen nou al seker teen die tyd. Woensdag, ons lekker teaching. Donderdag bid ons wonderlik saam, vertrou die Here vir groot goed. As jy altyd gebedsversoeke, daar agter is so 'n plekkie waar jy dit kan insit, dan tree ons in en ons bid vir ons mense wat op die paaie is. Dis bedrywige tyd. Ek wil dit nie spreek nie, ek spreek dat almal veilig by hulle bestemming sal kom en weer veilig terug sal kom. Amen. Ons gaan nie toelaat dat die vyand vrees in, dis alweer Paasnaweek, wonder hoeveel gaan nou weer verongeluk en dood. Nee, niemand sal dood, ons vertrou die Here vir veiligheid, regtig waar. Weet jy hoekom moet ons altyd die owerhede skuld gee, as jy 180 ry? Ek sê, Namibië maak hulle so. Die owerheid kry skuld vir al die pad ongelukke. Wie is almal van die Transvaal af? Julle Transvaalers moet leer ry. Amen. Charles, sal jy nou ons open? Dankie Hemelse Vader, dat ons vanoggend weer in U huis kan wees. Vader, U wat vir ons gesterf het, om ons sondes te vergewe, sodat ons vandag kan dink aan hierdie dag, toe U vir ons gesterf het, aan die kruis, en U bloed gevloei, en U die Heilige Gees vir ons uitgeblaas, Vader. Wil ek net vir U dankie sê, vir U genade en U redding, Vader, om ons sondes te vergewe. En Vader, die wat verlore is, bid ek, dat hulle na die kruis toe sal kom, om die ewige lewe te vind. In Jesus naam. Amen. 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 Nou kom ons staan en ons gaan lekker saam sing. Hierdie voorsangers is opgewarm. Môre almal. Kan mekaar langs mekaar voor mekaar groet. Sê dan soms lekker saam. Is on the wall,
maar vorentoe kom. Hulle wil vir ons 'n ietempie lewer. As jy 'n kontrak wil aanbied, hulle Ja. Amen. nou ja, dat ek net gou hier kyk. Okay, ek gesels vanmôre lekker. Ag, dis 'n ou onderwerp. Maar elke keer kleer 'n mens ons 'n bietjie anders erin as die Here hom op jou hart lê. Verstaan jy, partykeer verstaan ons hom anders ter. Die ene verstaan hom so, en daai ene verstaan hom so. Maar maak nie saak ons verstaan hom op einde van die dag. So elke ou teks het partykeer vir elke een 'n besonderse boodskap. Hang af in watter level jy is met die Here. Ek sê nou nie daar's nou jy's nou 'n groter sondaar en die ander is 'n klein sondaar. Dis nie waarvan ek praat nie. Hoe groter jy oopmaak, hoe meer gaan die teks vir jou beteken. Dis wat ek eintlik maar sê. So ek praat vanoggend, ek gaan dit nie lees nie want dis 'n lang stuk. Dis Johannes 11 van vers 1 tot 57. Voel jy ek moet dit lees? Okay, nou moet ons sê amen. Nou. Dit gaan oor die opwekking van Lazarus. Nou ons weet al, yes, daar's baie almal lees hom en almal preek seker ook oor hom. Maar daar's net iets selfs jy moet opoefen by altyd. Backchat, hoor. So vir elkeen het hy so 'n besonderse betekenis. Want dan in hierdie week het die Here vir my iets so mooi oopgemaak weer binne in hierdie opwekking van Lazarus. Nou ons almal ken hom, ek glo almal. Jaslik man, by die Sondagskool word dit seker as 'n toneelopvoering in. Ek kom ons net nie altyd ou Lazarus gewees het, daar met die klomp lappe hier uitsig. Ek kom ons nou altyd Jesus gewees. Dat skryf kom uit man. Ja, nou is ek altyd, die party kinders is altyd net die ou agtergeblewe. Hier kom Lazarus. Dis nee man. Ja. Dis onthou jy daai, wat is daai liedjie van die vrokvelskoen?
Of nee, vrou Pampoen. Lap op. Liewe Vader, toe moet ek dat jou veiligste ou binnebank is ek nou. Yes, mense kan hom ook die verkeerde altyd in 'n mens raak sien. Maar ek praat oor Johannes 11, maar ek gaan vir u 'n stukkie lees uit 2 Timoteus 4 vers 7 en 8. 2 Timoteus 4 vers 7 en 8. Hier praat ook Paulus met ons waar sy einde in sig is. Hy is nou besig om klaar te maak die tydelike met die ewige. Is hy nie opgewonde gesweet? Pieter, almal wil iemand, niemand wil dood nie. Ja, sê. Ja, man nee, ek is opgewonde. Wie ek sit party daar in daai lazy chair vir my. En dan dink ek, joh, Here, ek is eintlik opgewonde. As jy kind van God is, man, ek is opgewonde om huis toe te gaan. Regtig waar. Ek lieg nie vanmôre nie. Ek is eerlik opgewonde. So as ek hier so 'n steek kry in die syde, dink ek, Here, is ek op pad? En dan staan ek môreoggend op. Ag, dis die steek. Nee, ek moet nog met Shalom sit. Nee, ek maak dit grap. Okay, 2 Timoteus 4 vers 7 en 8 praat op Paulus, hy sê hierso hy praat met Timoteus. Hy sê, ek het die goeie stryd gestryd. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie alleen vir my nie, maar ook almal wat sy verskyning liefgehad het. Jo man, mense, wie hoe groot teks is hier? Verstaan jy hoekom ek sê, ons moet nie sommer net die Bybel lees nie, man. Daai regverdige God, ons gaan hom sien, man. Ons moet uitsien na dit. Ons moet opgewonde wees oor dit. Nou ek wil vanmôre, julle ken tog daai Bybel, ek weet iemand kyk, as ek hier gepreek het, gaan check op of ek nie gelieg het nie. Ek sal nie name noem nie, maar dit is my altyd so lekker as iemand na die tyd by my kom en sê, hoorie, pastoor, maar jy gesien, daar staan ook so iets. Dan weet ek, man, dit maak my op, dan weet ek iemand dit gaan naslaan. Ek gaan nie oor die vertroue nie, maar om ook te gaan deurlees, want dan maak die Here vir daardie persoon ook iets oop, soos wat ons Woensdag getuig het. Wat sy hier iets anders raak gesien het, as wat ek raak gesien het. Dis die lekkerte van die woord van die Here. Dis die lekker. Nou vanmôre wil ek met ons gesels oor daar kan geen opstanding wees as daar nie 'n graf is. En ek praat nie van Jesus. Ek praat van my en van jou. Kan daar geen opstanding wees as daar nie 'n graf is? Verstaan jy so, dis baie wonderlik in 'n groot waarheid wat hierin lê, en daar moet ook 'n sterwe wees mos om by 'n graf uit te kom. So die woord sê mos ons sonde moet kom vasgespijker word aan die kruis. So alles wat Jesus deurgemaak het, moet ek en jy deurmaak. Dit sê nie, ek sê nie ons moet aan 'n kruis vasgespijker word nie. Ek sê ons sonde word daar gekom vasspijker. So dit wat in hierdie 3 dae gebeur, is iets besonders, mense. Jesus, dis iets besonders, iets groots wat gebeur, man. Wat doen die kruis aan my? Ek het so 3 goedjies uitgehaal. Wat die kruis aan my gedoen het. Verstaan jy? Vir my is dit nie net, hoorie, dis nou Paasnaweekie. Nee. Ek het niks met Paasnaweekie, man. Ek is hier so oor dit wat my meester vir my gedoen het. So ek is hier, ek praat vanmôre en ek is opgewonde oor wat God vir ons gedoen het. Verstaan jy? Wat het die kruis vir my beteken? Verstaan jy, ek sou vanmôre nie hier gewees het as dit nie vir die kruis was nie. Besef jy dit vanmôre? Ja. As dit nie vir die kruisdood van Jesus, was jy vandag in die hel gewees. Ek het Woensdag gepraat, kan ek begou, ek het daarvan, Pieter, dis so 'n stukkie tweedehands, en ek gepraat daarvan,
Weet jy wat ek besef van nou Barnabas, toe die Here Jesus gesê het, almal het ons nou nie gehoor nie, van nou Barnabas, wat hulle gevra het, vir wie moet ons kruisig? Ja, mense. En hulle sê, Jesus. Wie moet ons vryspreek? Vir Barnabas. Ja. Mense weet, daar is 'n verskriklike groot, verstaan jy hoekom die kruis vir my 'n besonderse groot betekenis vanmôre het? Vir my is dit nie net kruisdood nie. Vanmôre is daar vir my lewe, man. Daar's vir my lewe, daar's vir my 'n tweede kans op lewe. Daar was vir my geen kans gewees nie, verstaan jy? En hierdie Here Jesus kom, en terwyl hy daar staan, sondeloos, vlekkelose lam, volmaakte seun van God, daar's geen sonde in hom nie. En hulle kry ook niks om hom dood te maak nie. Maar hy weet hy moet gekruisig word. Sondag praat ek oor daai bitterbeker wat ek en jy sal moet drink voordat ons die koninkryk van God kan ingaan. Verstaan jy, so vanmôre is hier vir my 'n groot ding van Jesus wat daar in hierdie saal staan of in hierdie open lig staan en hulle vra, wie moet ons vrylaat? Wie moet gekruisig word? En hulle sê, Jesus. Weet jy vanmôre, weet dit was vir my so besonder. Ek het sommer half traan na my oë gekry. Toe ek besef, Here, ons, almal se naam is vanoggend Barnabas. Ons naam is Barnabas. En Jesus het gesê, ek sal. Verstaan jy? Hulle hoef nie gevra nie, hy het geweet hulle sal vir Barnabas, die een wat die grootste sonde. Mense kom gaan sit 'n bietjie en kyk na jou eie lewe vanmôre. Kyk 'n bietjie wie jy gewees het. Kyk 'n bietjie wat Jesus se bloed alles vir jou gedoen het. Verstaan jy? Hier's iets groots en besonder. Jy's 'n krimineel, jy's die slegste van sleg op aarde. En Jesus, verstaan jy? Jy's die wreedste man. Ek kan nie iets meer sleg aan die mens koppel as slegter as sleg nie. Was dit nie vir sy genade gewees nie? Verstaan jy? So ek het mos al een keer gesê wat ek vir mense wil gepreek het oor hulle so in die draks en een ou want ek is so kwaad gewees toe ek daar en toe ek weer daar kom toe sy al weer teruggeval. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Want die Here het my gesê, jy is die slegste en die wreedste en die vuilste misdadiger, Willem van Wyk, as dit nie vir my genade gewees het. En ek besef toe ek hoor van Barnabas, toe besef ek, dankie Here, hier staan hy. Hier staan hy. Ek moes gesterwe. Ek verdien die sonde. Ek verdien wat ek moes deurgemaak. Ek verdien die dood. Ek verdien nie daardie bloed van Jesus nie. Ek verdien dit nie. Verstaan jy? Dis soos 'n tussenganger man. Dis soos iemand, as ek weet dat hierdie man is op pad hel toe. Hier's iemand wat kom en sê ek sal in sy plek sterwe. Al verdien hy die dood. Daai misdadigers, hulle verdien die dood. Verstaan jy? Hulle verdien die dood. Maar die tussenganger kom Jesus en sê ek sal sterwe vir hulle. Is dit nie besonders vanmôre nie, mense? Laat dit diep in ons gees vanmôre insink, dat Jesus is bereid om te sterwe vir my. Dis wat die kruis vir my. Vir baie mense is dit maar net 'n ou storieetjie. Dis eintlik 'n ou gruwelike storie. Ja, daar's 3 maniere om te kyk na wat die kruis vir jou beteken. Nou vir die een kan dit wees, ag, dis 'n ou storie en dis 'n ou wrede storie en ek het ook nie lus om dit vir my kinders te vertel. Daar's te veel bloedvergieting, daar's te veel wreedheid aan, en dan kry jy die ander ene, okay, ek sal so saam met die Paasnaweek gaan, dis daarom, ek is so reg. Dit is nie vir my regtig ietsie, maar ek is daarom daarby. Verstaan jy? So, dis nie dat dit iets vir my beteken nie, man. Verstaan jy, ek kom sit maar net Paasnaweek in die kerk. Dit beteken nie vir my werklik iets. En dan kry jy daardie een wat oopmaak voor God. Oopmaak voor die Here. En jy laat toe dat hierdie liefde en hierdie genade invloei in jou hart in. Vir jou beteken die kruis lewe, man. Verstaan jy?
vir jou beteken die kruis alles, want jy weet waar Jesus jou uitgehaal het, man. Verstaan jy? Jy weet, Here, was dit nie vir die genade nie, was ek vanmôre dood gewees, man. So, en ek daai oomblik as ek my lewe vir God gee, dan begin ervaar ek daardie liefde, volop liefde, want ek maak oop, verstaan, vergeet die Vrydag is net vir my Vrydag nie, man. Nee, dis vir my 'n geleentheid. Dis vir my 'n groot kans vir net oop te maak. Ja, ek het nie genoeg. Ek het sonde gedoen by volop. Ons het 'n goddelose gelewe en ons het voluit gegaan vir dit, man. Hoekom kan ons nie vanmôre voluit gaan vir die Here Jesus nie? Ons is voluit as ons kan sonde doen, want dit is lekker. Vertel nou vir my vanmôre wie dat sonde nie lekker is, want dis hoekom ons dit doen. As dit nie lekker gewees sou jy Jesus gevolg het. Maar dis omdat dit lekker is. Dis lekker om te oreer met die wêreld. Verstaan jy, dis lekker. Maar as jy by 'n punt in jou lewe gekom het, wat jy besef, Here, as U my nie hier gaan uittel, en ek kom by die kruis uit, en die kruis het vir my 'n betekenis van, genade. Genade. Jy sien ons verlede. Ons verlede speel 'n geweldige groot rol in dit wat die kruis vir jou beteken vanmôre. Hoe jy groot geword het. Jou omstandighede waarin jy groot geword het. Al hierdie dinge bepaal wat die kruis vanmôre vir jou beteken. Verstaan jy, as jy in gunstige omstandighede groot geword, dan die kruis vir jou nie vanmôre werklike betekenis. Maar as jy groot geword het in hartseer en teleurstellings en daar waar nie geregtigheid plaasgevind het nie, verstaan jy, en jy sit met 'n klomp selfverwyte, verstaan jy, in daai omstandighede waar vrees en bitterheid en al hierdie dinge in jou lewe gekom het, dan besef 'n mens vanmôre, Here, daardie kruis is vir my meer as net 'n kruis. Daar's meer as net 'n kruis. En daarom sê ons, dankie Here, dat ek vanmôre kan kom in hierdie goedes aan die kruis kom vasbyt. Want Jesus het gesterf daarvoor. Maar mense, weet wat vir my hartseer is, en nou begin ons na die punt toe beweeg, wat ek graag wil beweeg, is dat ons sterf nooit. Verstaan jy, vir jou wat die kruis maar net 'n kruis is, vir jou wat Paasnaweek maar net Paasnaweek is, vir jou wat dit, ek luister mos die liewe genade, dis weer 'n gesuik daar agter my gewees, ek lê gisterand en dink, ek sê, Here, wees hier genadig hier agter my. Daai toef, hey, hoor vandag, daar gaan 'n afrekendag kom. Mense, ek sê nie, ontneem mense vreugde, nee, daar is die vreugde, dis hoe reer met die sonde. Ek sê nie, moenie musiek luister nie, dis nie wat ek sê nie, ek sê, hoor wat jy luister, kyk na jou lewe man, om kerk toe te gaan beteken vir jou zero man, as jy nie jou lewe wil verander voor God nie man, verstaan jy, dan kan jy maar voor die kruis bly man, moenie die hele dag voor die kruis staan en huil nie man, jy's 'n bedrieger man, jy's 'n leerder man, om elke Sondag in die kerk te sit, jy bedrieg jouself en God stel nie daarmee belang nie. Jy hoereer sonde met die wêreld. Dis die goeders wat 'n mens hartseer. Verstaan jy, dit laat huil my man. Wie ek sit, hoeveel dae sit ek in daai lazy chair. Dan kan mense maar dink wat maar wie ek sit en ek sit dit ding en ek sien hoe mense voor my oë afspeel. En ek sê, Here, wees genadig. Wees genadig. Mense, wie ek huil voor die Here oor ons dorp. Ek huil voor die Here oor my familie. Ek huil voor die Here oor vriende. Ek huil voor die Here oor ons kerk wat so lou en so never mind dit voor God is. Ek huil oor die kerke in die wêreld wat never mind dit voor God is. Ek huil oor sulke goede. Ons kan nie speel met sonde en dink dat God jou gaan seën.
as mens in my gedagte opkom, dan tree ek in en sê, Here, wees genadig. Ek bid daai tyd in my stilligheid, o Heilige Gees, gryp in hierdie familie, gryp in hierdie persoon se lewe, want hierdie persoon staan voor die kruis. Voor die kruis het hulle gespokkel, want hulle het gedobbel, hulle het voorgegee wie hulle nie is. Dis wat hulle gedoen. Voor die kruis het hulle Jesus gespot, man. So voor die kruis beteken niks. Moenie tot bekering kom en voor die kruis bly staan. Ons moet om die kruis beweeg. Daar moet 'n graf in jou lewe kom. Daar moet 'n graf in jou lewe kom. En dit was my so besonder toe ek hierdie stukkie van nou Lazarus weer lees. Toe ek weer gaan lees en ek besef, Here, hier is eintlik so diepe betekenis. So mooi betekenis. Jy sien nou Lazarus is siek. Maar ek wil hier een teksie uithaal. En ek wil ons moet mooi gaan sit en dink daaroor. Die woord sê, Maria en Martha, hoor mooi, stuur boodskappers na Jesus toe. Jy sien op baie plekke het Jesus net 'n woord gespreek, man, en dit het gesond geword. Verstaan jy? So ons verstaan nie altyd die weë van die Here nie. Hy kan net spreek, man, en dinge word gebeur, en mense word gesond. Verstaan jy? Vir God is almagtig, man. Soos iets in jou lewe gebeur, is dit met 'n rede, my vriend. Dis met 'n rede. En hier staan so mooi, Maria en haar suster Martha stuur boodskappers. Hulle sien, jy sien, Lazarus het nie 'n verkoudheidjie gehad nie. Verstaan jy mooi? Lazarus het nie 'n snotneusie gehad nie. Hy het nie 'n hoesie gehad nie. Hy het 'n siekte gehad wat gelei het na sy dood. So dit was 'n ernstige siekte. En hierdie twee susters werk baie mooi uit. Dit gaan vir Jesus omtrent soveel dae vat van waar hulle gehoor het waar hy besig is. So dit gaan vir hom omtrent 2 dae vat om tot by Lazarus te kom waar hy dodelik siek is. Jy sien die boodskap gaan deur. Hy sê, die woord sê, hy vir wie u lief is siek. Hoor mooi. Hy, Lazarus vir wie u lief is siek. En die volgende oomblik toe moet hy hoor, hy vir wie u lief is nou dood. Jy man, niks in hierdie lewe staan in God se pad. Niks. Jy sê, hy vir wie jy lief is, vir jou wat hy lief is, kan ook siek raak. Hy vir wie, kan ook doodgaan. Verstaan jy? Maar hier kom 'n catch in. Hier kom 'n catch in hierdie hele storieetjie wat ek vanmôre wil uithaal. Hy sê, hy vir wie hy lief het, is siek. En Jesus, hoor mooi, Jesus kon teruggesê het, hy's gesond. Gaan sê hy's op, hy kan maar opstaan, hy's so reg. Want dis die boodskap wat hy met baie gedoen het. Gaan terug, daar die kindjie is op. Gaan terug, daarheen loop weer. Verstaan jy? So dinge gebeur. Maar hier gebeur iets anders. Die Here vertoef nog 2 dae. So dit maak nou 4 dae. Dis hoekom die boodskap by Jesus uitkom. Hy vir wie u lief het nou gesterwe. Hoor, mense, hier's 'n geestelike konnektasie. Verstaan jy? Dit is wat ons Woensdag gepraat het. Die letter maak dood, maar die gees maak lewe. Dis hoekom jy moet wedergebore wees, sodat jy die letter kan verstaan. Want hier's 'n geestelike ding aan die gang. Hier, die letter sê hy's dood. Hy vrot. Daar's weer hoopie. En dis hoekom toe Jesus by hulle uitkom. Die eerste ding wat Martha doen is, sy begin beskuldig Jesus.
As jy maar hier was. Hoor mooi, wat doen ons? Waar is jy, Here? Toe my omstandighede so donker geraak het. Heel eerste, ons worry nie of ons voor die kruis staan. Ons worry nie of ons besig is met sonde nie. Nee, ons wil weet, waar was U? Verstaan, ons vra nie hoe lyk ons lewe nie. Ons vra nie, Here, ek het my lewe reg gemaak, ek het dit teen die kruis gespyker, ek het al hierdie ongeregtigheid in my lewe, verstaan jy, al die teleurstellings en al die selfverwyte wat ek so saamgedra het, ek het dit daar gelos. Nee, ons staan voor die kruis en ons bejammer ons nog self voor die Here. Dis my sonde. Dis myne, ek mag dit dra. Maar die oomblik as daar sterfte kom, as daar dood kom, dan kan ons sê, as U hier was. Maar ons worry nie aan die maar hoe ons lewe lyk nie. Ons lewe kan vrot maak, maar God moet die skuld kry. Het jy al ooit gehoor, jy is kind van die Here? Of kom ek sê, het jy al ooit gehoor dat 'n sondaar die blaam kry vir dit wat in jou lewe? Nee, dis jou skuld as kind van God. Dis kinders van God se skuld dat hierdie wêreld in mekaar uitval. Dis wat die wêreld sê. Dis nie wat God sê. Dis hulle skuld. Dis wat Martha doen. Toe Jesus daar kom, hy wat vir Lazarus lief het. Daardie Jesus wat vir my en vir jou lief het. Dis hoekom ek vanmôre sê, wat jou Paulus kan sê, man, ek het die wedloop klaar gemaak. Ek is finish. Ek sien nou uit om huis toe te gaan. Sê, dit maak vir my nie meer saak of daar dood en lewe. Nee, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan vir my oor my verhouding wat ek met Jesus gehad het. Dit gaan vir my oor daardie verhouding. Staan ek en jy vanmôre in 'n kosbare verhouding met die Here? Sodat as daar dinge in ons lewe skeefloop, dan maak dit nie saak nie, man. Ek vra nie, waar was U gewees nie. Ek weet hy's betrokke in my lewe. Dit wat met my gebeur maak nie saak nie, man. Maar jy sien, die ander ene, Maria, verstaan jy, Maria is die probleem. Maria was die een wat die losbandige vrou, wat Jesus opgetel het en van haar iets gemaak het. Daardie Maria was so vol liefde, oral waar Jesus beweeg het, was sy saam gewees. Sy is die een wat sy voete gewas het, en met olie ingesmeer het, en met haar hare droog gemaak het. Verstaan jy, sy het laag gebuig voor God. Verstaan jy, sy het laag, want sy het hierdie Jesus lief gehad met haar hele lewe. Verstaan jy, hier is iets besonders wat ek vanmôre wil deurgee vir ons as kinders van die Here. Sy is teleurgestel. Die woord sê, Martha het hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die kamer gebly. Hoekom? Sy is teleurgestel. Daar's hartseer en pyn in haar. Jesus, waar was U? Ons regverdig. Ek weet, U sê met die dood sal ons weer opstaan. Maar nou, waar was U? Die woord sê Maria in die kamer gebly, sy is teleurgestel. Sy is hartseer. Want die een wat sy haar lewe aangewy het, voel sy, het haar gedrop in 'n oomblik van nood. Dis waaroor dit gaan vanmôre. Die kruis. Maria voel, Jesus het haar gedrop. Sy voel, Jesus, Here, ek het oral saam met U. Ek het gedog, ek ken U. En dis hoekom Jesus met 'n rede 4 dae te laat, sodat hy al in die graf, want hy wil vir hulle wys, hy's groter as die dood. Jesus, hy's groter as jou probleem. Verstaan jy? Maar wie
van die Here, verstaan jy, daar kom 'n dood as Jesus nie betrokke is in ons lewe nie. Versê ons het ons verwagtinge van hom, en as hy ons teleurstel, dan gaan ons gees dood. Die vuur van die Heilige Gees gaan dood in jou lewe, want jy is teleurgestel. Hy het nie gedoen soos wat jy van hom verwag het. Waar was u gewees? Mense, ons as kinders van God, se vuur mag nie geblus word deur omstandighede wat ons sien nie, man. Nee, ons het dan gesterwe. Verstaan jy wat in hierdie graf aan die gebeur is, man? Die Heilige Gees van God is besig om in hierdie graf teleurstellings en pyn en hartseer en al hierdie bitterheid en vrees en goeders moet hier binne in die graf sterwe. Dit maak nie saak nie, want ek weet by Jesus lewe. Verstaan jy? My vir Paasnaweek is net vir my 'n Paasnaweekie, man. Dis vir my herinnering. Jy sê, dis vir my herinnering, man, van 'n wonderlike man, nie die wêreld sal my gees blus. Nie omstandighede sal die vuur uit my lewe uitvat nie, want ek ken Jesus. Ek het saam met hom gewandel, nie om vir hom te beïndruk, nee, ek ken hom. Ek loop saam met hom. So as daar teleurstellings kom, dan weet ek daar die vuur is nog altyd by my. Dis 'n toets in ons lewens. Dis hoekom Jesus gehuil het. Die teleurstelling. Die teleurstelling. En waar hy kom sê, nee, hy is nie dood, hy slaap net. Here, dis nou nie April Fool nie. Hier is nou nie grap. Here, hierdie man ryk al. Verstaan jy? Want jy sien die oomblik as jou vuur geblus word, dan gaan jy dood. As die vuur van die Gees van God nie meer warm brand in ons lewens, dan begin sterf jy. En dan begin gee jy weer die reuk van die wêreld af. Jy stink. Jy's 'n teleurstelling. Jy's 'n teleurstelling. Want jy ryk soos die wêreld. Kind van God kan nie meer soos die wêreld ryk nie. Ons loop met die vuur, met die Heilige Gees van God. En niks in hierdie lewe sal my vuur steel. Dit met jou mindset wees. Niks in hierdie lewe kan nie moet jou vreugde steel. Niks nie, man, dis my vuur. Dis hierdie vuur wat my in die gang hou, man. Dis hierdie vuur wat my opgewonde maak. Dis hierdie vuur wat my laat getuig van Jesus Christus. Dis hierdie vuur wat se liefde wat binne in my brand en deur my brand. En ek wil hierdie liefde, hierdie vuur wil ek vir almal gee, man. Yes. Dis hierdie vuur wat my aan die gang hou, mense. Dis hierdie vuur wat vir my en vir jou moet aan die gang hou. Maar ons kan nie laat teleurstellings, omdat ons gedink het Jesus gaan so doen. En laat ons toe dat die vyand ons vuur steel nie. Die Heilige Gees het ons lewe. Want dan gaan jy begin stink. Hey, hoor mooi vanmôre, daar's 'n opstanding. Daar moet 'n opstanding wees in ons lewe. Nie net Jesus het opgestaan. Ook ek en jy moet opstaan. Ons moet opstaan. Kan nie 'n graf wees sonder 'n opstanding. Waar is die vers? Dit sê vir my, ek moet sterf van die wêreldse teleurstelling. Ek moet sterf van die wêreldse pyn. Ek moet sterf van al hierdie dinge wat hierdie hartseer wat in my lewe. Verstaan, ek moet sterf van hoe ek groot geword het. Ek moet sterf van die hartseer wat, verstaan jy, al hierdie dinge deur die kruis is jou verlede in die verlede. Yes, man. Dan staan jy op. Dan staan jy op, want Christus Jesus het jou nuut gemaak. Verstaan jy? Hy het vir jou uit die graf uit laat kom. Hy wil vir my mense gewys het,
Hierdie Lazarus is hy dood en man, hy lewe eintlik. Ek wil vir julle wys dat ek in die dood het. Man, as jy dood in jou gees is, kan God weer lewe in jou bring, man. Dis die enigste een wat lewe kan terugploeg in jou lewe. Vir die een wat 'n sondaar gewees het, God bring lewe, man. Vir jou wat 'n pad met die Here wil stap, verstaan jy, jy sterf van die ou mens en jy staan op. Wie kan jou laat opstaan? Wie roep uit die graf uit? Ja, wie is die een wat sê, en hy het gesê, Lazarus kom uit. Hy het gesê, Lazarus kom uit, man. Want hy wil gehad dat die wêreld moes gehoor het wie hy is. Dis my God, man. Dis ons God, man. Hy het geroep, Lazarus kom uit. En hy roep dit vandag in ons lewens. Sit jou naam vanmôre in die plek van Lazarus en Jesus roep, kom uit. Dis jou plek daar. Dis die dooie se plek. En hier kom Lazarus, kry lewe. Is jy al laat nog gemors toe af? Alle gemors toe af. Daai van teleurstellings en pyn en hartseer en bitter en onvergewing. Al trek goede. Al af daar. Want solank daar goed daar is, lê jy in die graf. Dis hoekom ons so kan murmureer. Dis hoekom ons so kan regverdig ons dade. Dis hoekom ons so met sonde kan speel. Want ons wil daar in die graf bly. Waar jy 'n roeping het. Hey, mense. Ek skep vir my gisteraand 'n prentjie. Hou van ek skep vir my 'n prentjie van die Heilige Gees. Want as jy persoon lyk, maar weet jy hoe lyk? Ek skep vir my 'n prentjie, daarby van 'n wind wat waai. Daar by die graf van Jesus. Yes. Ek skep vir my daai prentjie. Hier begin 'n wind waai. Hier begin 'n windjie roer. Hy het die bodybuilders nodig om die steen weg te vat. Nee, die windjie van die Gees van God kom waai in die graf. Yes. Is kosbaar. Want die woord praat van die Gees as 'n wind. Ja. Wat change jou lewe? Hy wind. Wat bring sonde aan die lig? Daai wind. Wat so kom waai. Wie kom praat met jou gees? Wie kom praat met jou gewete? Daardie wind. Wat se naam die Heilige Gees van God is. Wie het hom gestuur? God die Vader. Jesus Christus. Hy waai vandag. Om die wat dood in die gees is, lewe te gee. Die wat se vuur opgeraak. Amen. Weer brand te steek. Weer brand te steek. Hy kom self. Daar die wind. Hy kom as soos 'n dief in die nag. Jy verstaan jy daai die wagte is gevrek. Hulle is dood in hulle gees. Daai goed sit te slaap onder die gees. Hier's baie mense wat rondom jou beweeg. Wagte wat oor jou aangestel is. Die Satan het hulle aangestel om jou op te pas. Want jy mag, en jy al gesien, as iemand in 'n gesin tot bekering kom, dan sê jy vol demone. Maar toe hy daar dronk gelê het, en toe die mense al vrek geslaan het in die bar, en toe die ma geloop vloeke, toe sê die man, toe sê die vrou, Satan het wagte aangestel of verdie, om hom vir jou te laat sleg voel, toe jy Jesus aanneem. Daar's wagte voor jou poort, en voor jou graf, is daar wagte aangestel, om op te pas, en seker te maak, jy bly dood. Hierdie kerktradisie gemors. Dit hou jou dood. Doen wat die woord van die Here sê, man. Vergeet hierdie pastoor en predikante en apostels, profete. Die hele kom goed, man. Hulle loop dra 'n naam wat hulle nie eers, man, hulle verdien niks daarvan nie. Want God sê, ek sal in die laaste tyd sal ek self herders aanstel. Jesegiel 34. Want die goed wat daar gewees het hulle dik gevreet. Hulle het hulle verryk
met die wol en die vet van my skape. Kinders van die Here. Wat predikers hulle verryk het, gaan net oor geld. Yes, mense. Ek het juist Woensdag het ons gepraat oor Matteus 6 vers 33. Ons God, hy voorsien in al die behoefte. Jy hoef nie te worry. En die gees van die Here kan nie maak. Daar kan maar wagte wees. Maar as hier 'n roepstem uit die graf uit is, yes, in jou doodse oomblikke, wanneer jy in die graf lê en vrot van die sonde, wanneer jy lê en stink van sonde, en jy roep uit, Here, wees my genadig. Here, wees my genadig. Wees my genadig. Die Here sien jou vrotheid. Hy sien jou stinkheid. Hy weet jy ryk van sonde. Maar die Here Jesus roep met 'n stem. Lazarus, kom uit. Want hy het hier binne gesien. Die wêreld het jou getrek. Hulle het jou daar gehou vas. Ma's en pa's, broers en susters het jou daar gehou vas. Bly in die graf. Jy's 'n skande man. Bly jy net in die graf. Nou wil jy nog 'n las eintlik. Jy wil eintlik 'n verleentheid vir die evangelie raak. Die een oomblik, jy sien ons as ons so tronk toe gaan, dan kom almal tot bekering aan die tronk. Maar as hulle uit is er weer net sulke bose geeste soos voor hulle gegaan het. Ja. Dit is mense wat nie werklik hulle harte vir die Here gegee het. God ken jou hart van. Hy sien wat ek jou hart in die niere, ek is die een wat dit deursoek. Hoekom lyk jou omstandighede nog so vrot? Is omdat jy nie by God is nie. Klaar. Finish. Anders in Matteus 6 vers 33 beteken dit vir jou niks. Begrawe die Bybel. Of gee hom vir iemand anders wat graag wil die Bybel lees. Hierdie soetsappige gemors van preekstoele af. Dit het ek laas Sondag gesê. God het vir Moses hierheen gestuur, net in die vorm van wille. En hy het vir u elkeen gestuur wat die Here liefhet. Jy sit hier per toeval, jy's gestuur om mense uit Egipte weg te vat. Amen. Nou verder, jy moet jy so ver kom om help dat mense moet uit Egipte. Waarom? Ons moet help. Mense wat in die graf sit en vrot. En hy wys vir Maria en Magdalena, of Martha en vir Maria, ek is God. Dood en lewe lê in my hande. Ek is die een wat weer lewe. Maar die oomblik toe die gees van die Here oor daardie graf sweef, dan die Marie, toe gee pad 'n klip, wat nie een of twee mense kan vat. Hulle weet nie, wie wat, daai klip het eers geluid gemaak. Of hierdie goeders was vol drank gewees, hierdie wagte. Hulle seker 'n dik soort zol geroep, dan. Ek weet nie wat laat slaap jy die lekkerste. Of deesdae mos hierdie kliniek het mos net een pil, wat se naam? Tramadol. Hy net Tramadol. So jy lag slaap jou mors dood, drink 2, 4, ek weet nie hoeveel hy gesuip het nie. Maar dan het jy eens gehoor dat hierdie klip geroer word. Dis die gees van die Here. Hou Babie, jy het nog een oomblik toe vloek jy maar. Dit die Babie vloek. Ek lief. Precies. Nee, maar maak die saakje. Verstaan dit? Dit maak die saakje, man. Verstaan dit? Die een oomblik toe dog hulle nog. Ja, dit is 'n ou Babie. En die volgende oggend toe staan jy op as 'n verniet, 'n nuwe mens. Amen. Wat die hel het nou met jou gebeur? Die klip is weggerol. Ja. In die nag, toe dit op die donkerste in jou lewe gewees het. Amen. Dis nie die dag gedoen nie. In die nag, toe dit die donkerste in jou lewe is, toe kom Jesus, toe kom die gees van die Here en hy kom rol hierdie klip weg, sodat die mense die volgende dag vra, wat het met jou gebeur? Dis soos ek, as ek maar so gesuip het, hy waak my op elke dag vir verjaarsdag. Voel ek dan nou so alleen.
Wie, my ander vriend, okay, ek gaan nou maar weer 'n bietjie praat oor my wyn. Nou, daar moet maar dat ek praat oor my wyn. Wie die een oomblik, is ek kykie van die baan, tafeldanser. Ja, tafeldanser, stripteaser. Ek het dan 'n bietjie weet, mooier lyf gehad is nou. Moenie vir my nou so staan en kyk, yes, jy. Baie, ek het ook spiere gehad. In die volgende oomblik, toe dien ek die Here. Ja, toe dien ek die Here. Oornag, in die nag, toe praat God met my. As ek so laas Sondag het ek ons gepraat oor die onderwyser. Wie die meeste by die kantore gewees? Ek sê niks. Laas Sondag het ek gehoor, joh. Die Gees van die Here het gekom by. Yes. En wat het gebeur? Jezus staan op. En as gevolg van sy opstaan, is daar nou vir my 'n nuwe lewe. Dit sê 'n nuwe era het aangebreek in kind van God se lewe. 'n nuwe era, 'n nuwe lewe. Alles is nou. Nie net in ons lewens het, ook die wettiese tyd is nou verby. Al die ou ding van die Ou Testament is verby. Daar's 'n nuwe era. Die Heilige Gees van God. Nie meer die besnydenis van seentjies nie, maar die besnydenis van die hart. Nou gebeur dit hierso. Hoe gebeur dit as die Gees van die Here oor jou lewe kom sweef? Jy weet nie wat jou getref het. Jy weet nie. Iets, David, Jesus man, ek weet nie wat skieiery is hier nie. Ja, man, ek raak so kwaad. Dis hier binnekant. Hier die besnydenis van die hart het hier gebeur. Jy het nou gevoel vir jou medemens. Deur die kruis is jou verlede nou in die verlede. Amen. Kom ons sluit ons. Here my God, ek is so dankbaar. Ek is so dankbaar, Here, dat daar vanoggend in ons lewens 'n ander geur is. Daar's nie meer 'n geur van die dood nie. Here, en as U vanmôre is wat gevoel het, Here, ek het U teleurgestel, deurdat ek getwyfel het in wat U in my lewe kan doen, dan vra ons om verskoning. Ons vra vergifnis. Here, want hierdie wat ons vanmôre hier aan hierdie nagmaal is vir my besonders. Want ek weet daar was 'n graf ook in my lewe, waar daar 'n doodsheid in my lewe, waar daar sonde in my lewe was. Maar omdat U opgestaan het, deur die Heilige Gees wat U opgewek het, en daardie selfde Gees wat gekom het en vir ons kom opwek het, Here. Dit maak my so deel van hierdie familie, so deel van hierdie nagmaal, Here. So deel, Here. En dis vir my en U kinders vanmôre 'n voorreg, vir elkeen van ons 'n voorreg as ons daardie wyn en daardie brood vat, om nie te vergeet waaroor dit gaan nie. As ons Vrydag en Sondag praat, dan weet ons, U het opgestaan sodat ons vanmôre die heerlikheid van God kan beleef. Nie eers eendag net, Here. Ons kan dit iemand vandag kan ons die heerlikheid van God beleef. Jo, Here. Partykeer moet ons herinner word daaraan. Partykeer moet U vir ons net so 'n bietjie skud en sê, onthou jy? Onthou jy? So ek bid vir elkeen vanmôre, Here, wat vanmôre 'n behoefte het en 'n begeerte het.
in Jesus naam. Amen. Die wat vir my kom help vir die nagmaal wat ek gevra het. Aan die Johanna, kyk hoe pragtig lyk ons nagmaaltafel. Amen. Hoor jy, hier is nie 'n vervanging van Christine. Dit gaan oor die bruid. As jy gewonder het waaroor dit gaan oor die bruid, dat ons as kinders van die Here, ons moet gereed maak as bruid van die Here vir eendag. Dis waaroor dit gaan. Amen. Chris, jy kan mos nie so ver kom en nie betrokke wees. Sal jy vir ons 'n tafelgebed doen? In Afrikaans. Engels. Father God, we thank you very much that we can come together as children of the Lord. Thank you, Lord, that you made the sacrifice for us, that we could share in your sacrament, Lord, of your body and your blood. We give you all the praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. Amen. Iemand wat graag van die beker wou gehad het?
Here baie dankie. Dit is so groot voorreg met God. Ek bid vanmôre, o Heilige Gees, soos wat U daardie klip voor Jesus se graf weggevat, dat U ook vanmôre, as daar nog in ons grafte nog doeke aan ons klou vanmôre, Here, wat lyk soos die wêreld, wat ryk soos die wêreld, vat dit vanmôre weg, Here. Sodat ons graf vanmôre kan oopgaan. Dat ons vanmôre as bloedgewaste kind van God, genees deur die wonde van Jesus Christus, kan uitstap en kan uitroep, soos op Paulus uitgeroep het. Ek het die wedloop voltooi. Ek het hierdie goeie stryd, het ek voltooi. Ja, Here. Hoe wonderlik om daardie heerlikheid, soos 'n Stefanus en 'n Paulus te kan sien. In hulle doodsoomblik te kan sien, 'n ontmoeting met Jesus Christus. Te kan sien soos 'n ongelowige Thomas wat U gesê het, kom steek jou vingers deur die wonde van my. En eendag, Here Jesus, wanneer ons die hemel sal instap, dan gaan die teken wees, die wonde in die voete en die wond aan U sy sal die teken vir ons wees. Dis die Jesus. Dis Jesus. Geen twyfel. Ons het by die regte plek gearriveer. Dankie o Heilige Gees dat U vir ons soos die bruid voorberei vir hierdie wonderlike en groot oomblik. As die bruidegom tegemoet gaan. O, ek prys U daarvoor. Dankie vir herinnering my God. Dankie o Heilige Gees dat U vir ons terugvat. Golgotha toe. Getsemane. Daarna die plein voor Herodes en Caiaphas. En al hierdie manne, al hierdie fariseërs, dat U vir ons terugvat. Dat U vir ons terugvat op hierdie weg. Die Via Dolorosa, Here, dat U vir ons terugvat daar. O Heilige Gees, dat ons kan invat, dat ons kan beleef wat die koning van die konings vir ons kom doen het. Barnabas, jy moes gekruisig gewees het. Ons is vrygespreek deur die bloed van die lam. Jesus het gesê, vat my, los vir Barnabas. Ek sal in sy plek sterf. En U het uitgeroep, Vader, vergewe hulle. U het uitgeroep en gesê, Vader, in U hande gee ek nou my gees oor. En U het die Heilige Gees gestuur om daar dieselfde Jesus op te wek. En die Emmausgangers en almal kon en Maria, wat so hartseer en teleurgesteld was, kan geroep het. Ek het hom gesien. Ek het hom weer gesien. Hy leef. En as ons vanmôre oorgee en ons sê, Here, tel my my doodsheid op. Dat ek weer hierdie vuur van die Heilige Gees in my lewe smaak. Here, dan smaak ons die opstanding. Ons leef en ons wandel in die Gees. Ons laat ons lei deur die Gees. Ons lewe is die Gees. Ons getuienis is die Gees. Ons gebed is die Gees. En die woord van God raak vir ons Gees. Dankie, Here. In Jesus naam. Amen. Kom ons voorsangers, kom ons dan sing ons nog so een rond en lekker saam. Daar's lekker rietkoffie na die tyd. Toe maar so oompie, hulle kindertjies sê hulle. Salve
ontvang ons seën van die Here. Vader, mag ons nou in hierdie vrede gaan. Mag ons hierdie naweek, Here, aan U wy, my God. In ons gedagte, in ons stil oomblikke, dat Jezus lewe. Jezus het opgestaan. En omdat U lewe, kan ons lewe, my God. Dankie daarvoor in Jezus naam. Amen. Hierdie kan aan die kant. Mekaar ons weer terug. Dit so. Sommer sien sy na die kinders toe. Ja, sy sê sy laat tande laat reg. Wat jy daai